ons bestudeer die woord van God saam met 'n preek getiteld Die Geroep van Josua. Ongeveer 3500 jaar gelede het die Israeliete Egipte, die land van sonde, verlaat en na Kanaan, die beloofde land, vertrek. Hulle reis van 40 jaar was 'n lang tydperk gevul met verskillende soorte verfyning. Maar op die ou end, soos God beloof het hulle Kanaan binne gegaan. God het al die volke wat in Kanaan gewoon het, oorwin om die land aan sy volk te gee, sodat hulle dit kon verower. Deur die hele proses was God by die Israeliete, en hulle verowering is sonder enige probleme voltooi. Ons kan hulle reis opspoor in die boek Josua. Die Bybel meld dat slegs Josua en Caleb Kanaan binne gegaan het, uit die 600,000 mans wat uit Egipte gekom het. Daar was iets besonders aan hulle. Hulle het nie net hoop vir Kanaan gehad nie, maar hulle het ook geloof in God se belofte gehad. Ontvang ons nie God se belofte vir die koninkryk van die hemel nie. Die ewige koninkryk van die hemel kom nader. Tydens die 40 jaar lange reis het die Israeliete gesê: "Sal dit nie vir ons beter wees om in die woestyn te woon nie? Of sou dit nie beter wees om terug te gaan na die dae toe ons in Egipte gewoon het nie?" Die Bybel beskryf verskillende soorte mense. Ook in hierdie tyd is daar baie mense wat in God glo en hoop op die koninkryk van die hemel. Maar hulle soog voor wêreldse begeertes, herinner aan die plesier wat hulle in die verlede gehad het, en verloor die ewige koninkryk van die hemel. God het gesê dat Josua en Caleb 'n ander ingesteldheid gehad het. Om hierdie rede het hy beloof dat hulle sekerlik die land Kanaan sou binnegaan. Op hierdie manier het God 'n belofte gemaak en dit aangekondig. Vandag vergelyk mense hulself dwaaslik met ander en dink: "Hierdie persoon leef so 'n genotvolle lewe, maar wat van my?" Ontvang al die kinders van Sion nie die leiding van God om 'n heerlike wêreld binne te gaan waar niemand anders kan ingaan nie? Berei hy nie die heerlike koninkryk van die hemele vir ons voor nie? Ons moet geloof in hierdie belofte hê. Ons moet nooit dieselfde gedagte hê as diegene wat in die woestyn vernietig is nie. Ek vra julle almal om diegene te word wat ons rigting in hierdie eeu deur die geskiedenis 3500 gelede bepaal. In Numeri hoofstuk 13 is die spioene na Kanaan gestuur en gerapporteer wat hulle verken het. Die meerderheid het 'n slegte berig versprei, maar Josua en Caleb het dit nie gedoen nie. Hulle het verseker dat dit 'n belofte was wat deur God gemaak is, en dit sou glad nie verander nie. Hulle het gesê, hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Wat het Josua uitgeroep? Hulle is 'n maklike prooi vir ons. Josua moes ook vrees gevoel het teenoor die Enakite, die reuse afstammelinge in Kanaan. Hy was waarskynlik nie anders as die ander 10 spioene nie. Die verskil lê egter hierin. Al het hulle dieselfde dinge gesien en dieselfde vrese gevoel, het Josua en Caleb God in hulle harte laat woon en absolute geloof in God se belofte gehad.
Ander het egter na al omstandighede gekyk, God se beloftes verwerp en net op die probleme in die werklike wêreld gefokus. Daarom het hulle gesê dat hulle nooit daardie mense sal kan aanval nie, en in hul eie oë so sprinkane voel. Ten spyte van die land wat deur God aan hulle beloof is, het hulle hul geloof in God verloor en was hulle moedeloos. Die geskiedenis word in ons tyd herhaal. Almal, watter soort mense moet ons word? Moet ons soos Josia en Caleb word, met geloof in die land wat God beloof het om aan ons te gee? Of moet ons opgee en dink dat hulle soos mense is en ons is soos sprinkane? In hierdie tyd staan ons by so 'n kruispunt. Ons is in dieselfde posisie soos hulle. As ons nie 'n sterk hoop op die koninkryk van die hemele het nie, kan ons ook dink, ek wil dit graag probeer soos almal, sonder om enige voorbereiding vir ons geloof te maak, maar net verskillende probleme te sien. Gevolglik kan ons baie versoekings op onsself plaas. Numeri hoofstuk 14 vers 6. Josia, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefune, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur. En vir die hele volksvergadering van die Israeliete gesê, die land wat ons deurkruis het om dit te verken, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons in hierdie land inneem, en dit vir ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Teen die Here moet julle net nie in opstand kom nie. Julle moenie bang wees vir die volk van die land nie, want hulle is 'n maklike prooi vir ons. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Dit was die geroep van Josia. Hulle is 'n maklike prooi vir ons. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons in hierdie land inneem, en dit vir ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Op hierdie manier het hulle geskreeu dat, ongeag hul vyande hoe sterk, hoe onneembaar hul vestings ook al lyk, God beloof het om die land aan die Israeliete te gee. Hulle het absolute geloof in God se belofte gehad. En net hierdie twee het Kanaan binne gegaan. Onder die 600,000 mans van 20 jaar en ouer wat uit Egipte gekom het net twee die land Kanaan binne gegaan. God het hierdie geskiedenis 3500 jaar gelede gemaak om ons wakker te maak tot die oortuiging dat slegs diegene wat vandag absolute hoop in die koninkryk van die hemel het, daar kan ingaan, kan ons nie. 그런 믿음을 하나님께서 일깨워 주기 위해서 3500년 전 역사를 만드신 것 아니겠습니까? Terwyl ons in hierdie wêreld leef, word ons omring deur wonderlike besienswaardighede, aanloklike besienswaardighede en die aantreklike leefstyle. Hierdie dinge kan ons nuuskierigheid aanwakker, afguns aanwakker en 'n verlange wakker maak om te hê wat ander geniet. Waar moet ons grootste doel egter wees? Die pad waarop ons loop, lei na die geestelike Kanaan. Is ons nie op reis na die ewige koninkryk van die hemele nie? Satan skud ons harte met 10,000 dinge rondom ons. Almal, ons moet wakker bly. In plaas daarvan om te dink, dit is nie 'n groot probleem nie. Doen almal anders dit nie ook nie. Ons moet glo dat ons lewens anders is as ander. Ons moet aansluit by die geskreeu wat Josia destyds gemaak het. Hulle is 'n maklike prooi vir ons. Dit was nie omdat Josia groot moed gehad het en uitgeblink het om 'n leer te mobiliseer dat hy hierdie geskreeu het nie.
탁월한 어떤 능력을 갖추었기 때문이 아닙니다. Hy was oortuig dat, ten spyte van sy tekortkominge, Kanaan sekerlik die Israelites sou word, omdat God beloof het om dit aan hulle te gee. 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅은 이스라엘 민족들의 것이 될 것이다. 확신을 했던 것이죠. Dit is dieselfde met die koninkryk van die hemele. Wanneer ons absolute geloof in die koninkryk van die hemel het en vasglo in God se beloftes, kan ons die verskillende versoekings oorkom. 세상의 여러 가지 시험과 시련들을 이길 수가 있는 것이죠. Andersins sal ons na die wêreld kyk en dink, 저렇게 사는데 누구는 이렇게 사는데 세상을 daardie 자꾸 persoon 이렇게 leef so, 견눈질하게 되는 en hierdie persoon leef so. 안타까움을 범할 수밖에 없습니다. Aanvanklik word sake van die koninkryk van die hemel eers geprioritiseer, dan word dit die tweede, die derde ensovoorts. Dit was hoe die Israeliete voor die goue kalf neergebuig het en deur die vroue van Moab verlei is. Ons moet verstaan hoekom God hierdie betreurenswaardige geskiedenis in die Bybel opgeteken het. In hierdie tyd, sonder absolute geloof in God se beloftes soos Josua en Caleb op die reis na die hemelse Kanaan, sal ons om verskeie redes soos hulle vernietig word. Die ewige koninkryk van die hemel kom nader. Dit was nie omdat Josua op daardie mense neergesien het dat hy gesê het, hulle is 'n maklike prooi vir ons, maar omdat die belofte van God in Josua se hart ingeprent was. Josua het geglo dat, ongeag hoe groot sy vyand is, hy die land sou verower omdat dit God se belofte was. En dis kon hy Jerigo binnegaan, en die verowering het glad verloop. Vandag, deur die preektitel, die geroep van Josua, laat ons ons siel wakker maak. Selfs al gaan daar nie 40 jaar nie, maar 400 jaar verby, ons geloof moet onveranderd bly. God het ook genadiglik 'n storie oor Caleb in die Bybel opgeteken. Dit was na die 40 jaar lange reis in die woestyn en die verowering van Kanaan, so ongeveer 45 jaar het verloop. Sedert hy 40 jaar oud was toe hy geroep is om Kanaan te verken, was hy op daardie stadium 85 jaar oud. Nietemin het sy geloof in God se belofte nie verander nie. Daarom het hy die moeilikste bergagtige streek vir homself aangevra. Die Enakite, 'n ras van reuse, het in daardie streek gewoon. En stam bekend vir hul groot statuur en geweldige krag was daar. Maar hierdie 85-jarige man het gesê, gee dan nou hierdie berggebied vir my, dan sal ek hulle verdryf. Ander het reeds selfvoldaan geraak, wat Josua benoud gemaak het, en daarom het hy hulle aangespoor. Hoe lank nog gaan julle sloer om die land wat die Here, die God van julle voorvaders, vir julle gegee het, in besit te neem? Is dit nie opgeteken in Josua 18 nie? Ook in hierdie tyd moet ons dieselfde geloof as Caleb en Josua besit. Net soos God hulle Kanaan beloof het, het hy aan ons die koninkryk van die hemele beloof. Om die plek te verseker wat God beloof het, het Caleb onvermoeid voortgegaan, selfs op die ouderdom van 85, en met vrymoedigheid na gebiede gegaan wat ander te bang was om te nader. Hy het gesê dat aangesien dit die beloofde land was, selfs al was die inwoners groter as die Enakite, hy hulle sekerlik sou verdryf.
Kom ons dink aan die geskiedenis van Kaleb wat voortgegaan het met geloof in God se belofte. 그 칼렙의 역사를 볼 때 God het gesê dat die gees van Kaleb se geloof onvergelykbaar is met die van ander. Daarom het God spesiale lof aan Josia en Kaleb gegee en net hulle toegelaat om Kanaan binne te gaan. 그 역사가 되겠습니다. In Numeri hoofstuk 14 staan daar geskryf: Hulle is 'n maklike prooi vir ons. Dit is vers 9. Hulle beskutting het van hulle gewyk en die Here is met ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Dit was die geroep van Josia. Hierdie twee manne het 'n voorbeeld geword van wie Kanaan kon binnegaan. Kom ons kyk ook na hoe God Kaleb beoordeel het. Numeri hoofstuk 14 vers 20. Die Here het gesê, ek vergewe soos jy versoek. Maar aan die ander kant, so seker as wat ek leef en so seker as wat die heerlikheid van die Here die hele aarde vul. Niemand van al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 keer uitgedaag het en na my stem nie geluister het nie, sal die land sien wat ek aan hulle voorouers met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my minag, sal dit nie sien nie. Maar wat my diensknegt Kaleb betref, omdat hy, wat het hy? 'n ander gees openbaar het. God het gesê dat sy geloof anders was as die van diegene wat weggeval het. In die Engelse Bybel sê dit dat hy 'n ander gees gehad het. Sy geloofsgees was anders as die van diegene wat korrup geraak het en uitgesak het. Maar wat my diensknegt Kaleb betref, omdat hy 'n ander gees openbaar het en my met volharding gevolg het, sal ek hom inbring in die land waarheen hy gekom het. Sy nageslag sal dit in besit neem. Almal Josia en Kaleb het Kanaan binnegegaan wat oorloop van melk en honing. Ons moet dit nie net as 'n geskiedkundige gebeurtenis sien nie. In plaas daarvan om die ewige koninkryk van die hemel binne te gaan, moet ons absolute geloof in God se belofte hê, net soos Josia en Kaleb. Wat as ons nie daardie soort geloof het nie? Ons sou sê, mense in die wêreld leef so. As jy kyk na die lewens van mense op hierdie aarde, die asielstad, is almal in pyn. Dit is alles net mooi toegedraai. Dit is die meerderheid van mense se lewens. Daarom kyk God met deernis na die lewens van die mensdom. Het hy nie vir ons 'n wêreld voorberei waar daar geen dood, rou of droefheid meer sal wees nie, maar oorvloedige vreugde? Net soos hy Kanaan wat oorloop van melk en honing vir die Israeliete voorberei het, is hy besig om die koninkryk van die hemele vir ons voor te berei. Kom ons kyk ook na Numeri hoofstuk 14 vers 30. Kom ons ondersoek hoekom God Josia en Kaleb gekies het om Kanaan binne te gaan. Op hierdie manier kan ons diegene word wat God met so geloof en so hoop nader. Hoofstuk 14 vers 30. Ja, julle sal nie in die land ingaan waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, seun van Jefune, en Josia, seun van Nun. As ons in ag neem wat Josia en Kaleb goed gedoen het, het hulle nooit die hoop vir Kanaan laat vaar nie. Nie eers vir 'n oomblik nie. En hulle het absolute vertroue in God se beloftes gehad. Deur hulle hele toekoms daarop in te span, kon hulle Kanaan verower. Kom ons gaan aan na Josia hoofstuk 18. Josia hoofstuk 18 vers 3.
Josua sê toe vir die Israeliete: Hoe lank nog gaan julle sloer om die land wat die Here, die God van julle voorvaders, vir julle gegee het, in besit te neem? Dit word in 'n ander vertaling vertaal as: Hoe lank sal jy wag voordat jy begin om die land te verower? God het reeds beloof om Kanaan aan die Israeliete te gee, nie waar nie? Aangesien God reeds beloof het, was hulle missie om dit in besit te gaan neem. Die 7 stamme het egter gehuiwer. Hulle was huiwerig om te trek. Josua was gefrustreerd omdat hulle gesloer het om die land te verower. Daarom het hy gesê: Hoe lank nog gaan julle sloer om die land te besit? Aan die ander kant was Caleb nie soos hulle nie. Waarom het God toegelaat dat Josua en Caleb Kanaan binnegaan? Kom ons kyk na Josua hoofstuk 14 vers 6. Die nageslag van Juda het Josua in Gilgal genader, en Caleb, seun van Jefune, van die familie van Kenas, het vir hom gesê: Jyself is bewus van die woorde wat die Here vir Moses, die man van God, gesê het oor my en oor jou in Kades Barnea. Ek was 40 jaar oud toe Moses, die diensknegt van die Here, my uit Kades Barnea gestuur het om die land te verken, en ek het aan hom verslag gedoen volgens my oortuiging. My volksgenote wat saam met my opgetrek het egter die harte van die volk ineen laat krimp, maar ek het die Here my God met volharding gevolg. Moses het daardie dag 'n eed afgelê: Die grond waarop jou voet getrap het, aan jou sal dit as erfenis behoort, en aan jou nageslag vir altyd, omdat jy die Here my God met volharding gevolg het. En nou, kyk, die Here het my laat leef, soos hy gesê het, nou reeds 45 jaar nadat die Here hierdie woorde vir Moses gesê het, toe Israel nog in die woestyn rondgetrek het. En nou, kyk, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk soos op die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog om vir oorlog uit te trek en terug te keer. Gee dan nou hierdie berggebied vir my, soos die Here daardie dag gesê het. Jy het immer self op daardie dag gehoor dat die Enakiete daar is met groot versterkte stede. Miskien is die Here met my, dan sal ek hulle verdryf, soos die Here gesê het. Al was Caleb 85 jaar oud, het hy die land Hebron gevra. Dit was die streek waar die magtigste stamme gewoon het. Hy het geglo dat God met hom sou wees, aangesien daardie land ook die beloofde land was. Terwyl ander gehuiwer het Caleb op die ouderdom van 85, sonder enige afname in sy geloof, Josua genader en gevra om vir hom die land te gee as God dit toelaat. Dit was moontlik omdat hy geglo het dat Kanaan reeds deur God aan die Israeliete beloof is. En dis sou God hom help om selfs die magtigste mense uit te dryf. As ons hierna kyk, kan ons sien dat hy 'n ander geloofsgees gehad het as ander. Caleb het altyd deelgeneem aan die werk om die land te verower, met die geloof dat selfs 'n kind dit kon verower aangesien dit die land van belofte was. Aan die ander kant het ander gehuiwer en vrees gevoel omdat die vyande sterker as hulle gelyk het. Hoe gefrustreerd moes Josua gewees het? Alhoewel hulle soveel lande tot op daardie dag verower het, het hulle gehuiwer om vorentoe te beweeg om die land te verower.
Dit was omdat hulle nie absolute geloof in God se beloftes gehad het nie. Die ewige hemelse Kanaan kom nader. Wie kan daardie ewige koninkryk van die hemel binnegaan? Deur die verhaal van Josua en Caleb laat God ons toe om geloof te hê, om absoluut na hom te kyk, op hom te vertrou en nooit geloof in sy beloftes te verloor nie. 하나님께서 약속하신 그 약속에 대한 믿음을 잃지 않도록끔 허락하고 계시는 가운데 있습니다. Moet asseblief nie net op hierdie wêreld fokus nie. Ek vra jou om geloof te hê wat ewige vreugde en seëninge waarborg in die glorieryke wêreld waar daar geen dood of rou meer is nie. 믿음이 꼭 되기를 부탁드리겠습니다. Kom ons kyk na Josua hoofstuk 1. Kom ons kyk na verse 1 tot 9. Na die dood van Moses, die diensknegt van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, Moses se helper, gesê: Moses, my diensknegt, is dood. Daarom, maak nou gereed om hierdie Jordaan oor te steek. Jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, aan die Israeliete, gaan gee. Elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee ek dit soos ek aan Moses beloof het. Dit was God se belofte. Elke plek waarop julle voete trap, aan julle gee. God het herhaaldelik beloof om dit aan hulle te gee. Maak nie saak hoe magtig die inwoners daarvan is nie. Vers 4. Van die woestyn en die Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraat, die hele land van die Hittite tot by die groot see in die weste, sal julle gebied wees. Solank jy leef, sal niemand voor jou kan standhou nie. Soos ek by Moses was, sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. Op hierdie manier het God hom verseker van die land Kanaan, en het hy sy belofte volgens sy woord vervul. Toe die Israelitiese leer swak was, het hy al gestuur om hulle vyande te verslaan. God het hom altyd gehelp met alles wat hy gedoen het. Ons moet ook ervaar en erken dat God ons altyd help. Net soos Josua en Caleb hulle absolute hoop op Kanaan geplaas het en daarin geloof het, moet ons ook daarna streef om soos hulle te wees, sodat ons erken kan word vir 'n geloofsgees wat anders is as ander. Kom ons gaan voort om na vers 6 te kyk. Wees dapper en sterk, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee. Vers 7. Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele wet wat Moses, my diensknegt, jou beveel het, nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy gaan. Hierdie boekrol van die wet mag nie uit jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag mymer en prewel, sodat jy alles wat daarin geskryf is, nougeset kan nakom. Want dan sal jy voorspoedig wees op jou pad, dan sal jy sukses behaal. Het ek jou nie beveel, wees dapper en sterk nie. Moenie paniekbevange wees nie, en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou, oral waar jy gaan. Dit is ons evangelie waar God ons altyd help. Wanneer ons elke stap van die evangelie ondersoek, is dit God wat altyd die weg vir ons oopmaak. Dink aan hoe God die weg vir Kores voorberei het. God het deure voor hom oopgemaak sodat die poorte nie gesluit en deur ysterstawe gesny sou word nie. En sodoende die situasie geskep wat die oorwinning aan Kores gegee het.
Net so vandag, as ons geloof het in God se beloftes, net soos Josia wat geskree het, hulle is 'n maklike prooi vir ons, kan ons Josia word. 약속에 대한 믿음을 우리가 갖게 된다면 우리 모두가 다 여호수아가 될 수 있습니다. Almal kan Kaleb 모두가 word. 다 갈렙이 될 수가 있습니다. Met vaste geloof, laat ons nie eers vir 'n oomblik die koninkryk van die hemel verloor nie. 어느 순간이라도 잃어버리지 마시고. Hoe bly is diegene wat hemel toe gaan? 기쁩니까? As ons vaste geloof in die hemel het, hoe bly sal ons wees? 그렇지 않습니까? Vandag het ek eendag nader aan die koninkryk van die hemel gekom. 하루만큼 더 가까이 다가왔구나. 하나님 Sedert ek God ontmoet het, het hy hierdie heerlike pad na my hemelse vaderland oopgemaak. 이런 어떤 영광의 길을 열어놓으셨구나. Die Israeliete het hulle harde lewens vir 40 jaar verduur, maar al sou 400 jaar verbygaan, sal ek nooit moed opgee nie. 400년이 지난다 할지라도 절대 나는 천국은 포기 못해. Met hierdie geloof behoort ons die Josia te word in hierdie tyd, wat die koninkryk van die hemel bevorder. Is daar 'n reël dat slegs mans die gees van Josia kan hê? Ons susters kan ook in hierdie tyd die Josia word. Ons moet die gees van Josia en Kaleb hê wat deur God erken is en nooit deur die losbandigheid van hierdie wêreld mislei word nie. 세상의 어떤 도락에 미혹받으시면 안 됩니다. Dit sal 'n bron van spyt word en dit sal baie moeilik wees. 후회가 되고 너무너무 힘들어집니다. 우리가 Die 가고 pad 있는 waarop 이 ons is 길은 lei na die hemelse Kanaan. 가나안으로 향해서 가는 길입니다. 가나안 Laat ons 길이라는 dit 것은 nooit vergeet nie, 절대 maar 잊어버리지 herinner 마시고 onsself aan hierdie 믿음의 ingesteldheid, 정신을 다시 한번 상기시켜서 아버지의 sodat 때가 ons 오실 oorvloedige 때마다 geloofsolie kan 충만한 voorberei 믿음의 vir die dag wat 예배할 Vader 수 있는 kom. 슬기롭고 Mag ons 지혜로운 almal wees soos die 다섯 wyse 자녀를 5 갖는 maagde wat die 그런 bruidegom met so 'n geloof verwelkom. 신랑을 맞이하는 여러분과 제가 꼭 되시기를 부탁드리겠습니다. 이 In 시대는 hierdie tyd het ons die 여호수아의 uitroep van Josia 함성이 nodig. 필요합니다. Ons het 여호수아와 geloof 칼렙과 nodig 같은 soos die van 믿음이 Josia 필요하다는 en 얘기입니다. Kaleb. Met die hoop dat nie een van ons hemelse familielede hul hoop op die hemel sal verloor nie, en dat ons almal 'n ryk verwelkoming in die wêreld van belofte sal ontvang, 우리 하늘 가족들 다 되시길 부탁드리면서 wil ek graag die preek 말씀 afsluit. 마치도록 하겠습니다. Baie dankie. 감사합니다.